Voordat ons gaan lees, wil ek hê jy moet gou net so 'n bietjie dink aan 'n geleentheid waarna toe jy uitgenooi was die afgelope tyd. Dit kan 'n jaar of 3 terug wees of langer, waaroor jy so opgewonde geraak het dat jy die dae afgetel het. Jy het letterlik die tyd omgewens. Dit kan 'n vakansie wees, of dit kan 'n huweliksgeleentheid gewees het, of ek weet nie wat nie, dit kon jou matriek uiteksamen gewees het wat jy weet amper klaar is, maar daai geleentheid wat jy eintlik soos wat dit nader gekom het, daai energie gevoel het en dit 'n heerlike geleentheid in jou lewe was. Dink sommer gou aan daai geleentheid. Het jy daai geleentheid? Deel gou sommer vir iemand daar langs, sê sommer vir hulle gou daar waar jy sit, wat was dit gewees as jy wil? Okay, sê sommer, dit was dit gewees en dit was so 'n heerlike geleentheid waarna toe ek opgewerk het. Terwyl julle nou dink en praat, sit Gert vanmôre hierso en Gert Lies gaan die Comrades hierdie jaar hardloop en hy gaan dit hardloop vir Rispa en hy oefen nou aan hierdie Comrades en hy het gister die Loskop marathon gehardloop, mooi gehardloop, lekker goeie tyd gehardloop, maar die 8de Junie is hierdie datum in die Comrades ouens se koppe wat hulle voorleef, voorbestaan, opgewonde is, né? Okay, so wat is joune? Deel gou sommer daar met die ou daar langs jou. Het jy hom? Okay? En wat gebeur toe? Toe gebeur daai dag en toe's alles verby en toe's dit die volgende dag. Okay. So toe jy my boodskap vanmôre gekry het, jy gedink hierdie ou raak se niel. En as ek vir jou sê ek lees uit Johannes 20 uit, dan sê jy vir my, hoorie so dit was laasweek. Nee, my verstand bekeer niks. Ek het nie iets verloor in die week nie. Ek is net oortuig daarvan, dieselfde ding gebeur met ons geestelik. Ons het laasweek hierdie wonderlike naweek gehad en ons het gevier dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het uit die dood uit. Vandag is dit 'n week later, so what? Hoe lyk jou week na die leeggraf nou? Karin het ons so wonderlik gelei en sy het saam met ons hierdie pad geloop en ons het Vrydagmôre nagmaal gebruik en ons het huis toe gegaan so stil en ons het Sondagmôre hier opgedaag met 'n lied in ons hart. Die graf is leeg, hy het opgestaan, hy leef en toe breek Maandag aan. En hoe leef ons na die graf? Hoe leef ons na die graf? Johannes 20 is nodig om dit vanmôre net weer te lees. Want eintlik elke Sondag is 'n opstandingssondag. Elke Sondag is Paasondag. En ons moet elke Sondag van mekaar herinner aan die leë graf. My vraag is net, wat is die impak van die leë graf op my en jou lewe? Daarom is ons vanmôre terug by die leë graf en is ons vanmôre besig om hiermee te werk, want daar moet in my en jou hart moet daar eintlik 2 goed gebeur. In ons lewens moet daar 2 goed gebeur om hierdie impak van hierdie graf in ons lewens te laat grondvat. Dan moet iets met ons verstand gebeur en dan moet iets met ons hart gebeur. En daarom is dit nodig om vanmôre sommer net terug te gaan en hierdie verhaal te lees in Johannes 20, want Johannes 20 kom verduidelik en wys vir my en vir jou wat gebeur met 'n mens se verstand en wat gebeur met jou hart na die leë graf. Vers 41 van hoofstuk 19 sê, by die plek waar Jesus gekruisig is, was daar 'n tuin en in die tuin was daar 'n nuwe graf. Daar was nog niemand in daardie graf begrawe nie. Daar het hulle vir Jesus begrawe, omdat die Sabbatdag vir die Jode amper aangebreek het en die graf daar naby was. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sy sien dat die klip van die graf weggerol is. Sy hardloop toe en sy gaan sê vir Simon Petrus, sy gaan ook na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sy sê vir hulle het die Here uit die graf uit weggevat en ons weet nie waar hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel, Johannes,
het vinniger as Petrus gehardloop en hy het eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar dit was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het ook ingegaan en hy het dit ook gesien en hy het geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood uit moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite by die graf bly staan en gehuil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en sy het in die graf ingekyk. Toe sien sy twee engele wat met wit klere daar sit, daar waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar hy hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai toe na hom toe, en sy sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moenie my vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Alles begin in 'n tuin. En alles begin weer in 'n tuin. Toe Jesus aarde toe gekom het as 'n babietjie, het hulle hom in doeke toegedraai. En hier lees ons, as jy so 'n bietjie vorentoe gaan, dan lees ons van Josef van Arimatea en van Nikodemus wat vir Jesus gaan afhaal het, vir Pontius Pilatus gevra het of hulle die liggaam kan kry, hulle hom toe gaan afhaal het, en toe het hulle omtrent 50 liter mirre en alwyn saamgebring. Hulle het sy liggaam daarmee met hierdie geurolie behandel, en toe het hulle hom in doeke toegedraai. Omtrent 35 meter lank sy doeke. Dis hoe hulle daai liggame toegedraai het in doeke. Hulle het by hulle voete begin, en dan het hulle letterlik daai persoon toegedraai, nadat hulle met hierdie olie en met hierdie mengsel behandel het. En so het hulle hierdie plus minus 35 meter se doeke, sy linne het hulle om hom gedraai tot hier by sy nek. En dan die kopgedeelte het hulle nie so toegedraai nie. Die kopgedeelte het hulle met 'n ander doek bedek. En daai gedeelte het hulle dan so om sy kop gedraai, en dit het eintlik in die Grieks eintlik half verwys na 'n tipe sweetband, 'n lap wat gebruik is vir sweet, maar wat hulle ook hier om sy kop toegedraai het. En so het hulle hom in hierdie graf gaan lê, in hierdie nuwe graf. En dan die Sondagmôre vroeg, en ek wil jou saam my vat, om sommer net weer 'n bietjie hier te gaan afstof. As ons hierdie gedeelte lees, dan lees ons in hoofstuk 20 vers 1 tot 10, 'n klompie goed wat vanmôre net met ons koppe weer bietjie werk, en ons net so 'n bietjie logiese feite gee oor die opstanding van Jesus. En dan van vers 11 af tot vers 18 toe, sak dit so 'n bietjie af na ons hart toe. Want vir die opstanding van Jesus om blywend in ons lewens 'n impak te hê, moet dit in ons kop grondvat, maar dit moet skuif na ons hart toe.
En as ons hierdie gedeelte lees, dan begin ons in vers 1 met hierdie vrou, en hier's 'n paar karakters in hierdie verhaal, in hierdie stukkie geskiedenis, wat hier vervat word. En jy kan so vanmôre jou inleef, kies vir jou 'n karakter. En jy kan uit dieselfde teks gaan lees, of gebeure gaan lees in Matteus, Markus en Lukas. En elke keer het hierdie evangelis 'n ander hoek en voeg hy by. En as jy hierdie 4 weergawes lees, dan kry jy 'n volle prentjie van wat hier gebeur het. En daarom sê Johannes, daardie Sondagoggend het Maria Magdalena daar by die graf gaan vertoef. Die ander evangelie sê daar was ander vrouens saam. Miskien is jy Petrus in hierdie verhaal. Miskien is jy Johannes. Dalk spreek Maria Magdalena vanmôre met jou hart. My droom, my begeerte vir ons vanmôre is dat hierdie kruis en die wonder van hierdie oop graf saam met die prys wat betaal is, dat dit nie in my en jou lewe 'n gewoonte sal word nie. Dat dit nie sal uitlek en dat hierdie geestelike opgewondenheid nie pap sal raak nie. Want die leë graf kom sê vir my en vir jou 'n klompie goed. Die leë graf kom sê Jesus is wat hy gesê het, hy is. Hy het op 'n klomp plekke in Johannes Evangelie het hy gesê dat ek gaan sterf en dat ek gaan opstaan. Die Ou Testament is vol daarvan. Die Ou Testament profeteer dat hierdie Messias gaan doodgaan. En wanneer die graf leeg is, dan kom sê Jesus, ek is wat ek is en wie ek gesê het ek is. Omdat hy opgestaan het uit die graf uit, kan sy kinders en sy volgelinge verseker wees dat hulle saam met hom sal opstaan uit die graf uit. Want 1 Korintiërs 15 kom Paulus en hy kom help ons om te sê, wat gebeur met geliefdes wat sterf in Christus Jesus? Wat gebeur met mense, Romeine 10 vers 9 en 10, wat met die mond bely dat Jesus gesterf het aan die kruis en met die hart glo dat hy opgestaan het? Hulle sal verheerlikte liggame kry en hulle sal vir ewig saam met God leef. So hierdie opstanding van Jesus se liggaam kom sê, dit gaan nie net soos in die Griekse geval oor die gees nie, dit gaan oor die lyf ook. Hy kom sê hierdeur dat God almag het. Dat God demonstreer sy almag, sy uiterste almag in die kruis en in die leë graf. En soos wat hierdie uitbeelding dit vanmôre vir ons wys, moet jy nooit die een losmaak van die ander een nie. Want deur die kruis kom wys Jesus, God Vader, Seun, Heilige Gees vir ons sy uiterste liefde. Dat hy bereid was om vir sondaars te sterf. Maar met die opstanding kom bewys hy sy uiterste almag en krag om 'n dooie vir ewig op te wek. Die leë graf is die kwitansie dat God die offer en die prys vir ons sondeskuld ten volle aanvaar het. As hierdie graf nie leeg was nie, was dit maar net nog 'n held wat gesterf het. Maar hierdie oop graf en elke Sondagoggend herinner my en jou daaraan dat God hierdie prys aan die kruis aanvaar het, dat hy die prys daarvoor aanvaar het, dat die kwitansie geskryf is en die leë graf is die bewys daarvan. Dis wat die opstanding vir my en vir jou beteken. Sondagmôre vroeg, dit moes nog donker gewees het, iewers hier tussen 3 en 6 net so voordat die son deurgebreek het, kom Maria Magdalena hier by die graf aan. Maria Magdalena, Maria wat iewerster van daardie omgewing afkom, wat vroeër deur Jesus van 7 duiwels verlos is. Sy kom vroeg die môre en sy wil graag aan hierdie liggaam eer kom bewys. En toe sy hier by die graf kom, toe ontdek sy dat hierdie klip weggerol is. En dis die eerste bewys. Dis die eerste bewys dat dit feitelik korrek is wat die Bybel vir ons sê. Hierdie klip het omtrent 1 ton geweeg. Hy het in 'n voortjie geskuif en hy was rond gewees en binne in hierdie graf is die persoon gelê wat in hierdie doeke toegedraai is, wat behandel is. Dan is hierdie klip toegerol en dan is hy verseël. Om hom toe te kry was maklik, want hy het so teen 'n afdraandetjie gerol. Maar om hom oop te kry, het 'n paar sterk mans gevra.
En dan het die Romeine hierdie graf ook nog bewaar. Ek wonder in hierdie geval, hoekom het Romeine 'n dooie bewaar? So iewers in hulle gees het hulle seker gewonder of hierdie ou nie maar kan opstaan nie. Met 'n seël van die keiser. En toe Maria Magdalena die oggend daar aankom, is hierdie klip weggerol. Hierdie groot klip is weggerol. Hierdie klip is nie weggerol, vriende, sodat Jesus kan uitkom nie. Hy is klaar uit. Hierdie klip is weggerol sodat die wêreld kan insien in hierdie gat. So hy het nie nodig gehad dat iemand 'n engel hierdie klip kom oopmaak sodat hy kan uitkom nie. Hy is klaar uit. Die klip is oop sodat die wêreld kan sien dat die graf leeg is. En dit ontstel haar, want haar eerste reaksie was, iemand het hom kom steel. Ek het nou die dag iewester gelees op Netwerk of Marula, dat hulle iewester by 'n begrafnisonderneming ingebreek het en liggame gesteel het. Hoe ver moet ons nog gaan in Suid-Afrika? Hulle steel liggame. Dis nie 'n nuwe ding nie, vriende. Dis in die Bybelse tyd al so. Daarom is hierdie klip so swaar en daarom is hy toegerol en was dit amper onmoontlik vir 'n mens om hom alleen oop te kry sodat die grafrowers nie kon ingaan nie. Maria Magdalena se eerste reaksie is sy hier kom met haar kop, dink sy, hierdie ouens het hierdie ou gesteel. Hulle het sy liggaam gesteel. En met dit in haar kop gaan sy na Simon Petrus se huis toe. En toe sy by Simon Petrus se huis kom, sê sy vir hom, hulle het ons Here, my Here het hulle gesteel. En toe van daar af is sy na Johannes se huis toe. Hulle het waarskynlik 'n entjie uit mekaar uit gebly of oornag op verskillende plekke. En van daar af het hulle twee toe na die graf toe beweeg en naderhand begin spoed optel en begin draf. En die woord sê dat Johannes, die een vir wie Jesus baie lief was, het eerste by die graf opgedaag. Johannes skryf waarskynlik hierdie evangelie. Dis nog 'n bewys vir ons koppe om sommer net vanmôre alle twyfel dat hy uit die dood uit opgestaan het, sommer net met nog 'n bewys van die tafel af te vee. Waarom dink jy sal Johannes skryf van homself en binne in hierdie verhaal skryf dat hy vinniger was as Petrus? Anders dan as dit die werklikheid was. Hoekom sal jy 'n fiksieverhaal skryf en sommer dit nou net terloops noem? So hardloop hierdie twee en kom Johannes eerste daaraan. Waarskynlik omdat Johannes Gert jonger was as Petrus. 'n Paar jaar jonger was, so daarom het hy vinniger gehardloop. As ek en Gert nou met mekaar moet kompeteer, dan gaan hy my waarskynlik wen, want hy is jonger as ek. So hardloop daar, kom daaraan, en dan gebeur hierdie volgende bewys, wat vir my en vir jou se kop en vir hierdie ouens se koppe oortuig het dat hierdie Jesus opgestaan het. Is die doeke. As jy die Griekse teks lees, dan is hier 3 woorde wat gebruik word vir sien. Daai 3 woorde is nou sommer net useless information. Die eerste een is blepo, die tweede een is phaero en die derde een is orao. Dis 3 Griekse woorde wat sê, toe Petrus nader kom en die ander disipel kom, vers 4, toe het hulle begin hardloop, toe hulle vooroor buig, toe sien hulle die doeke lê daar. Toe sien hy die doeke lê. Dis 'n blepo, dis net, hy het ingeloer en hy het gesien die doeke is daar. En dan kom Simon Petrus en dan kyk hy daarna en dan sê die teks, hy het gefioreo en daardie woord beteken, jy het 'n bietjie dieper gekyk en jy het begin kyk wat hier aangaan en begin dink oor wat is hier in die gang. En dan lees ons verder in vers 8, dan kom Johannes in en as Johannes kyk, dan is dit die woord orao wat eintlik beteken hy het gesien en toe het hy geestelike insig gekry en toe drop die pennie dat die feite hier voor sy oë gekoppel is aan een of ander geestelike waarheid. En daarom glo hy. Maar wat gebeur hierso? Hierdie ouens kom hier in en hulle sien hierdie doeke. Petrus, soos wat ons hom leer ken het, soos wat Karin vir ons verduidelik het, die ou wat altyd eerste is, die ou wat eerste voor is, hy druk almal na die pad uit en kyk kom in, sien niks. En dan na rukkie, dan kom Johannes daarin. En dan sien Johannes 'n baie interessante ding. Hy sien die doeke daar.
En daardie 35 meter se doeke het daar gelê met 'n klein spasie waar Jesus se nek moes wees en dan die ander doek wat om sy kop moes wees. En toe hy dit sien, die Bybel sê vir ons, het die goeders was opgerol gewees en dit sou heel waarskynlik onmoontlik gewees het vir iemand om hierdie goed net af te rol 35 meter en dat hy daar op 'n hoop gelê het. Wat hy hier met sy oë sien is die doeke wat in die vorm van Jesus se liggaam lê met 'n spasie en met nog 'n doek waar sy kop was. En wat gewoonlik gebeur het hoekom hy hierdie mense gebalsem het of met hierdie krye mengsel behandel is by die 3de, 4de dag het hierdie liggaam begin ontbind. En dan het hierdie deur, hierdie klip, hierdie plek toegemaak sodat 'n mensie daar kon inkom. En nou kom hulle en nou sien hulle hierdie doek. En wat waarskynlik hier gebeur het, is Jesus het nie ontbind nie. Jesus het verdamp. Hy het letterlik uit daardie doek uit verdwyn. En wanneer Johannes daarna kyk en hy sien hierdie doek wat daar lê en hy sien hierdie spasie in die kopdoek, dan besef hy hierdie is nie grafrowers se werk nie. Want grafrowers sou nie dit kon regkry nie. Jesus het uit hierdie doeke uit eintlik ontsnap, verdwyn. Soos wat ons 'n week later sien hoe hy deur 'n muur beweeg en in 'n vertrek inkom, en dis nog 'n rede waarom die graf nie hoef oop te gewees het, hy het deur die graf beweeg. Maar dit het vir Johannes op die einde van die dag werklik waar laat sien. En toe hy dit sien, toe skryf die Bybel, het hy geglo. Hy het geestelike insig gekry. Hy het gesien, dit wat hier voor hom gebeur, is nie 'n mens ding nie. Hier moet iets anderster aan die gang wees. En met dit wat hy gesien het, het hy die besluit geneem en het hy geglo. Maar dan sien ons daai volgende versie, hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood uit moes opstaan. Hy het gesien en geglo, maar hy het nog nie die hele prentjie gehad nie. Hy het nog nie hierdie geestelike legkaart bymekaar gesit en al Jesus se woorde wat hy gesê het en alles wat in die Ou Testament van hom voorspel is, bymekaar gebring nie. Hy het nog nie die volle prentjie hier gemaak wat sê sonder die kruis is die leë graf niks werd nie. Maar 'n leë graf sonder 'n kruis sonder 'n leë graf beteken niks. Hy kon nog nie daai sommetjie maak nie. Hy kon nog nie daardie insig verstaan dat die skrif het heeltyd voorspel dat dit eintlik moet gebeur. En dat wat nou hier gebeur het eintlik 'n waarwording is van Jesus se eie woorde en van die profeseë oor Jesus. En so dink ek, sit ek en jy ook, as ons hierdie eerste paar verse vat, met hierdie klomp kennis van Jesus, en van sy opstanding, en van wat gebeur het. En ek glo nie vanmôre dat een van ons wat hier sit, twyfel aan die fisiese opstanding van Jesus. Daar's genoeg bewyse in die Bybel, buite Bybels, om vir my en vir jou kopgewys rustig te maak, sodat ek en jy kan glo, dat dit die waarheid is. Dat dit die waarheid is. Ek en jy sukkel nog, en ek wonder of ek en jy regtig daai vers 9 al in ons lewens uitgesorteer het, dat ons hierdie volle prentjie kan hê, dat ons die skrif regtig verstaan, dat ons regtig verstaan wat die skrif bedoel, as hy praat oor die kruis, en dit koppel aan die graf, en die graf koppel aan die kruis. En ek wil jou vanmôre huis toe stuur om te sê, nooit ooit weer mag dit so wees, dat jy net 'n goeie Vrydag vier, en vergeet van 'n Paasondag. Want 'n goeie Vrydag sonder 'n Paasondag is 'n halwe waarheid. Die skrifte, ons verstaan eers die skrif regtig, wanneer ons hierdie twee en die betekenis van hierdie twee bymekaar kan uitbring. As ons aan die een kant God se onbeskryflike almagtige liefde kan sien, en aan die ander kant God se onbeskryflike almagtige krag om hom uit die dood uit op te wek. As daai twee bymekaar kom, dan verstaan ons eintlik regtig wat hierdie teks sê. So, hoeveel popkennis het ek en jy nie oor hierdie opstanding van Jesus al deur die jare bymekaar gemaak? Ons herinner ons elke jaar daaraan.
En hierdie kennis laat ons glo dat hy opgestaan het, soos Petrus en Johannes glo. Maar hier het 'n impak in ons lewens. Hier het 'n impak in ons lewens. Hierdie 2 disippels het toe weer huis toe gegaan. Direk hierna, met al hierdie kennis wat hulle hier opgedoen het, voor hulle oë gaan hulle terug huis toe. Dis asof hulle teruggaan na hulle gewone lewe toe. Ons het Sondagoggend 'n wonderlike ervaring gehad. Ons het die opstanding van Jesus gevier. Ons glo dat hy opgestaan het uit die dood uit en toe is ons weer huis toe. En miskien het hierdie kennis wat in ons koppe is, dalk in hierdie week se tyd al uitgelek. En het jy hierdie afgelope week net so geleef soos die vorige week, met hierdie kennis, terwyl jy glo. Want sien vriende, in hierdie verhaal is daar 'n baie belangrike ander karakter, en in hierdie karakter se kop het daar 'n klomp kennis gekom, maar het daar ook iewester haar hart beweeg. Hierdie persoon het van die graf en die werklikheid van die graf en die feite van die graf beweeg na die persoon wat in die graf was. En dit is so nodig vir my en vir jou. Anderster word hierdie opstanding Sondag eintlik maar net nog iets wat ons afgemerk het en wat verbygaan vir 'n jaar. Hoe lewe ek en jy nou met hierdie kennis in ons kop na die leë graf? Maar, en altyd in die Bybel waar daar 'n maar is, moet jy jou ore spits, want na die maar is daar 'n wonderlike teregwysing of nuwe kennis of inligting of sommer net iets wat afgestof word of 'n nuwe waarheid wat geopenbaar word. Vers 11, Maria Magdalena het net buite die graf bly staan. Sy het buite hierdie graf bly staan. En van vers 11 af tot vers 18 toe, doen Jesus 4 dinge in Maria se lewe wat vir haar op die einde van die dag gehelp het om hierdie gebeure saam met haar te kan vat in haar lewe. Sy moes beweeg van gevoelens na denke toe. Sy moes van onkunde na kennis toe beweeg. Sy moes van haar sintuie af na geloof toe beweeg. En sy moes skuif van die fokus op haarself na die fokus na ander toe. En hierdie 4 goeders is so broodnodig vir my en vir jou om die impak van hierdie opstandingsgebeurtenis in ons lewens 'n realiteit te hou. So what? Wat help dit ek en jy glo dat Jesus opgestaan het uit die dood? Want daardie werklikheid verander nie ons lewens. Ons bestaan maar nog net so. Maria Magdalena het by die graf bly staan en sy het gehuil. Terwyl sy so huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk en te sien sy 2 engele in wit klere. En as jy skerp is en jy lees saam met my, dan wonder ek, wat sou ek gedoen het as ek in hierdie gat ingeloer het en ewe skielik sit hier 2 engele? Reg deur die Bybel lees ons, wanneer mense met engele te doen gekry het, was die eerste woorde van die engele altyd vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Mense was bang vir hierdie engele. Dit was indrukwekkend, dit was waarskynlik helder lig binne in hierdie donker gat. Die een aan die kop en die een aan die voetenend waar Jesus se liggaam gelê het. Hier waar die doeke nou lê. Hier waar die kopkennis voor hulle oë lê. As hy daar inkom, word sy nie ontstel nie. Sy raak nie vreesbevange nie, want onthou, daar so rukkie terug, 7 duiwels het haar uitgedryf. Sy ken die geesteswêreld. Sy weet hoe werk demone in die geestelike wêreld, in die onsigbare dimensie. En toe sy hierdie ouens sien, het sy geweet, hierdie ouens is goeie gees. Dit het haar nie ontstel nie, dit het haar nie geplan nie, sy het sommer net so terloops, toe hulle vir haar vra, wat is aan die gang met jou, hoekom huil jy, het sy vir hulle gesê, ek soek my Here, waar is my Here? En ek dink hierdie 2 engele, wat daar sit, het seker vir mekaar gesê, ei. Dink sommer net 'n bietjie, hierdie 2 engele, leef jy gou self in hierdie engele se lewe in. Die engele
het 'n klompie jare terug gesien hoe God mens word en hoe hy in 'n krib gebore word. Hierdie twee engele wat hier sit, sien voor hulle oë, iewester in die loop van hierdie nag, hoe hierdie liggaam uit hierdie toegedraaide mammie eintlik opstaan en verdamp. En hulle het al die inligting, en hulle sit daar, en Maria kom in, en sy vra, of hulle vra vir haar, waarom huil jy? Waarom huil jy? Meneer, hulle het my Here weggevat. Dink die belangrike ding, as jy sommer net hier in haar lewe, net vir 'n oomblik saam met my bly, luister wat gebeur met hom. Sy antwoord, hulle het hom weggevat, ek weet nie waar het hom begrawe nie, en toe het sy omgedraai, en toe sien sy iemand. Die eerste belangrike ding wat hier moet gebeur, is Maria beweeg van gevoelens, van huil, van hartseer, na dink. Die engel vra vir haar, waarom huil jy, mevrou? Waarom huil jy? Dink, hoekom huil jy? En dan antwoord sy hom, hulle het hom weggevat. En dan as sy so omkyk, dan kom Jesus daar, en dan vra Jesus vir haar dieselfde, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Dis strategies so, om van hierdie oorweldigende hartseer verliesgevoel te beweeg na jou brein toe, om te dink oor hierdie goeders wat hier gebeur het. Wie soek jy? Waarom huil jy? Oorweldigend. Onthou hierdie Maria is vrygespreek van die besetting van duiwels. Sy het hierdie wonderlike ervaring saam met hierdie Jesus gehad. Sy is lief vir hierdie Jesus. En nou is sy weg. Haar emosies oorweldig haar. En dan kom Jesus en hy help haar. En die eerste belangrike ding wat hy vir haar sê, hoekom huil jy? Vir wie soek jy? En daardeur het sy beweeg van emosie na denke. En daarom is dit belangrik dat ek en jy in hierdie proses moet dink oor die opstanding van Jesus. Ek en jy moet dink oor die impak daarvan. Ek en jy moet weer 'n bietjie na die skrif toe gaan. Ons moet die Bybel gaan lees. Ons moet gaan lees wat voorspel is. Ons moet gaan lees wat Jesus gesê het. Sodat kennis op die einde van die dag vir my en vir jou kan help om weg te beweeg van hierdie oorweldigende emosie. Ons het geweldig baie emosie in ons alledaagse lewe. En is nodig. Dis nodig. Maar vir die opstanding om 'n impak in ons lewe te hê, moet daar iewester in ons denkprosesse ook goed aan die gang kom. Dit help nie net ons kom elke jaar hier en ons voel bly oor Jesus wat opgestaan het uit die graf uit en leef. Ek en jy moet dink oor wat is die impak daarvan? Wat beteken dit vir my en vir jou en vir die mensdom? Dis die eerste ding wat hy vir haar help. Ek sê nie gevoel is verkeerd nie. Gevoel moet definitief in ons verhouding met die Here 'n rol speel. Maar dit help nie net ons kom hier in en ons voel dankbaar oor die feit dat Jesus gesterf het in die kruis en ons gaan huis toe. En ons voel hartseer op die stil Saterdag en ons kom terug op die Sondag en ons sing lofliedere en ons voel bly omdat Jesus leef. Maar ons bedink dit nie. Ons bedink nie die impak daarvan in jou lewe nie en dat daar 'n impak moet wees nie. Hy het nie gesterf sodat ons net goed kan voel nie. Hy het nie net gesterf sodat ons bly kan voel nie. Hy het nie opgestaan sodat ons dankbaar kan voel nie. Hy het opgestaan en is nodig vir my en vir jou om dit te bedink. Het jy dit al gedoen? Doen jy dit? Wanneer laas het jy die teks in die Bybel gaan vat en op Google ingetik Jesus se voorspellings, die Bybelse voorspellings oor Jesus se dood en sy opstanding en sommer net 'n bietjie die impak daarvan gaan bekyk. Dis hoekom ons Maandag vergeet. Dis hoekom ons Dinsdag aangaan asof ons nooit hierdie week by 'n opstanding Sondag was nie, want ons dink nie. Ons laat nie hierdie gevoelens van blydskap oorgaan en denke nie. Die tweede ding wat Jesus gedoen het, hy het haar van onkunde na kennis toe gelei. In vers 16. Vers 16 kom sê dit vir ons mooi. Jesus het vir haar gesê, Maria, sy draai toe om en sy sê in Hebreëus vir hom, Rabboni, dit beteken leermeester. Waarskynlik is dit donker.
Sy staan hier in 'n helder verligte graf, haar oë is vol trane, die son het net daar deurgebreek, en die Griekse woord wil amper vir ons sê, dis asof toe sy hierdie stem gehoor het, sy so oor haar skouer geloer het, so teruggekyk het, en sy nie oordentlik vir Jesus in die oë kon kyk nie. Daarom dalk dat sy hom nie herken het nie, en dat sy hom verwar het met die tuinier. Meneer, as jy hierdie persoon weggevat het, my Here weggevat het, sê asseblief vir my, ek wil hom net gaan haal, want ek wil graag hierdie laaste eer nog aan hom bewys. Onkunde. Onkunde. En dan sê die woord van die Here, dan roep hy haar op haar naam, Maria. En Karine het dit vir ons mooi in hierdie week verduidelik, ek wens ons kon 'n emoji hierby gesit het. Het julle al stemboodskappe geluister? As julle dit nie gedoen het, jy gaan luister die week se stemboodskappe. Hierdie boek is baie keer so emosieloos en ons sit ons eie emosies hier in. Ek wens hy was 'n emoji gewees, met watter stemtoon het hy vir haar dit gesê, dink jy? Het hy gesê, Maria, wat doen jy? Het hy saggies met haar gepraat? Met watter emosie het hy vir haar dit gesê? Ek weet nie, dit staan nie in die teks nie, maar toe sy daai naam hoor, toe gebeur daar iets. Toe beweeg sy van onkunde na 'n kennis, na 'n persoonlike kennis van iemand na my leermeester toe. Hierdie woord wat hy gebruik, Maria, is waarskynlik Aramees. Dit was waarskynlik haar Arameese naam, haar Joodse naam. En toe sy dit hoor in Aramees, toe besef sy, dis Jesus. Ek ken hierdie stem. Hierdie naam is die naam wat Jesus vir my noem. En dan antwoord sy hom, Rabboni, waarskynlik ook in Aramees of Hebreeus, wat sê leermeester. Van die tuinier na Rabboni toe. Maria. Toe sy daai persoonlike kontak met Jesus daar maak, toe beweeg sy van onkunde na kennis, na bevrydende waarheid. Toe weet sy wie dit. Die tweede ding wat moet gebeur is, ek en jy met 'n persoonlike verhouding met hierdie Jesus wat opgestaan het. Anderster blyk die impak van die opstanding Sondag uit. Hy help vir Maria om te besef wie sy is, wie hy is, van hierdie onkunde van tuinier na Jesus toe. Iewester moet ek en jy beweeg, vanuit 'n kennis, van 'n stuk onkunde, van dink, na 'n persoonlike verhouding met Jesus. Dis nie genoeg om eenmal 'n jaar net met 'n opstanding Sondag opgewonde te wees oor die impak van Jesus se opstanding. Dit moet elke dag in my en jou lewe die realiteit wees. En hoe werk dit? Dit werk deur 'n persoonlike verhouding. Ken jy Jesus so persoonlik, dat as hy met jou praat deur sy gees, dat jy hom hoor tussen al die stemme, tussen al die goed? Of verwar ons hom ook maar baie keer met die tuinier? Of raak ons maar nog steeds oorweldig met ons eie situasie? Hy help haar hier om te beweeg. Die derde belangrike ding wat hier moet gebeur, hy help haar om van haar sintuie te beweeg na geloof. Wanneer sy erken dat dit Jesus is, dan val sy voor sy voete neer en dan gryp sy hom waarskynlik so vas. En dan sê hy vir haar in vers 17, moenie my vashou nie. Moenie my vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar. Wat doen ons? Wanneer ons vir Jesus ontdek, dan doen ons presies dieselfde as wat sy doen. Ek dink sy was bang geweest dat as sy hom weer verloor, gaan hierdie 7 demone en duiwels terugkom na haar.
En wat gaan van haar word nou? Dis hy wat hulle uit haar uitgedryf het. Dis hy wat haar bevry het van hierdie demoniese mag. En nou het sy hom weer gekry, want hy was weg vir 'n rukkie. Nou gryp sy hom fisies vas, met haar eie sintuie, met haar hande. Sy wil hom sien, sy wil hom voel, sy wil hom ruik, sy wil hom hoor, sy wil by hom wees, en sy wil hom net nooit weer in haar lewe laat los nie. En dan sê hy vir haar, moenie my vashou nie. Jy moet beweeg van jou sintuiglike verhouding met my, na 'n geloofsverhouding met my. Is dit ook nie maar waarmee ons worstel nie? Ons is so party daar so met ons sintuie in ons verhouding met die Here besig. Ons wil hom sien, ons wil hom hoor, ons wil hom voel, en ons wil hom so vashou deur hierdie sintuie. In die opstanding, die les wat sy moes kom leer, is ek gaan na my Vader toe. Van nou af gaan dit 'n geestelike verhouding wees tussen my en jou. Moenie my vashou nie. Ons moet beweeg in ons geloofsreis, in ons pad saam met Jesus, na die kruis, van ons sintuie, van 'n stuk vashou aan Jesus met ons sintuie, na 'n geloofsverhouding met Jesus. Wanneer ons hom nie kan voel nie, wanneer ons hom nie kan sien nie, wanneer ons hom nie hoor nie, is hy nie weg nie. Dan is dit die geloof. Dan is dit die geloofsbrug waarvan Karin gepraat het, waaroor ek en jy moet loop. En dan die vierde belangrike ding, wat hy hier help om te doen, is om van haarself af weg te beweeg. Die fokus te skuif van haarself af, en dit terug op ander mense. Dan sê hy vir haar, gaan na my broers toe, en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Gaan sê vir my broers, dis die eerste keer waar hy praat van die disippels as sy broers. Gaan na hulle toe, Maria, en gaan sê vir hulle, ek gaan na my Vader. Gaan vertel vir ander van hierdie opstanding. En dan sê die teks dit so mooi, Maria het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vir hulle vertel wat hy vir haar gesê. Vir die opstanding om 'n impak in ons lewens te hê, en 'n blywende impak in ons lewens te hê, moet ons hierdie opstanding, wat ons net vir onsself wil hou, moet ons iewester gaan weggee, vir 'n wêreld daar buite. Vir die opstanding om impak in ons lewens te hê, en 'n invloed in ons lewens te hê, moet ons dit gaan deel met ander mense. As ons dit net vir onsself hou, en ons praat nie daaroor eenmal 'n jaar, dan lek die impak daarvan uit. So wanneer laas het jy en ek met iemand anders gepraat oor die opstanding van Jesus? En dat hy leef, en dat hy nie in 'n graf is, en dat die graf leeg is, en die impak daarvan. Of wil ek en jy ook maar ons so vasklou, net vir onsself, want ons is daaraan nou gered, en ons glo, so daarom gaan ons hemel toe. Gaan na my broers, gaan na die wêreld. Dis eintlik hier die eerste keer wat hy hierdie sending opdrag eintlik uitstuur. Gaan vertel vir my broers. Vat hierdie kosbare ding wat jy hier beleef het, en gaan deel dit met ander mense. Soos wat jy dit weggee vir ander mense, van die impak en die krag daarvan in jou eie lewe ook bly en bly. Het dit al gebeur met jou na 'n Sondag, wat ons die opstanding Sondag noem? Het jy al beweeg van gevoelens na ek moet regtig dink hieroor, ek moet rasioneel hieroor gaan dink, en ek moet die skrif gaan bestudeer, sodat die skrif vir my duidelik kan word, sodat ek kan verstaan uit die skrif uit wat dit beteken? Het jy al beweeg van 'n tuinier na Rabboni toe? Van onkunde? Van ek weet van hierdie goed, maar die krag van hierdie verhouding met God het ek nog nie ervaar nie. Na 'n persoonlike verhouding met hierdie Jesus, wat jy op die naam ken, wie se stem jy ken,
vir wie jy nie verwar as die tuinier nie. Klou jy nog met hom, klou jy hom vas met jou menslike sintuie, of het jy al daai geloofstreek gegee? Is dit nog net jou goeie nuus? Of is jy gretig om dit met iemand anders te gaan doen? Dit is so great om vir iemand te vertel, hy het gesterf in die kruis. Wonderlik. En wanneer laas het jy vir iemand gesê, hy het opgestaan in die dood? So daarom het hy gewys, dat hy is wat hy gesê het hy is. Wie is jy vanmôre in hierdie verhaal? My gebed is dat ietsie van Maria Magdalena met ons sal gebeur. En dat ons elke Sondag as ons hier kom, sal sê hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. En as ek terugkyk na my week wat verby is, het ek geleef soos iemand wat daarin vashou dat hy opgestaan het. Dankie Here dat ons vanmôre 'n week nadat ons Paasondag gevier het, net weer kan teruggaan. Sodat ons net kan seker maak, Here, dat hierdie gebeurtenis ons nie net onaangeraak verbygaan. En so bid ek sommer net vanmôre, Here, dat elke Sondag as ons in hierdie kerkgebou instap, dit 'n herinnering sal wees aan U ongelooflike liefde, maar ook aan U onbeskryflike groot almag. En dat elke Sondag vir ons 'n teken sal wees dat U leef en dat U opgestaan het. My gebed vir myself is, Here, dat ek ook soos Maria so sal beweeg, so van huil tot na iemand wat gaan en vertel. Dankie Here dat U nie vir Maria wegjaag nie. Dankie dat U nie vir haar aanspreek op 'n slegte, lelike manier nie. Dankie dat U vir haar ontvou met U liefde. Dankie Here dat U ons almal wil gebruik, selfs mense wat bevry is van demone, om in U koninkryk 'n getuie te wees van U opstaan. My gebed is, Here, dat U vir ons, elkeen wat vanmôre dit hoor, ook so sal help, Here, dat ons iewers sal beweeg. Ek bid sommer vir jou, dat as jy jou Bybel lees, dat jy die skrif sal verstaan, en dat jy waarlik sal verstaan, wat die Bybel vir jou leer, oor Jesus wat uit die dood uit moes opstaan. Wat hoor jy vanmôre? Waarmee gaan jy huis toe? Deel dit sommer vir so 'n oombliekie met die Here terwyl jy stil raak. Waar moet jy groei? Wat moet jy anders doen van vandag af? Wat moet jy aanhou doen? Watter insig kry jy vanmôre? Wat hoor jy vanmôre? Baie dankie Hemelse Vader vir hierdie geleentheid vandag. Dankie dat elke keer wanneer ons met die woord besig is, die woord vir ons kan oopgaan en dit vir ons lig bring. Dankie Here vir dit wat U vanmôre met elkeen van ons kom deel het. Help ons Here asseblief, as ons uit hierdie gebou uitgaan, dat ons nie maar net weer huis toe sal gaan, maar dat ons vir 'n oomblik sal dink, dat ons tyd sal spandeer in ons persoonlike verhouding met U. Dat ons hierdie geloofstree sal gee. En dat ons sal gaan deel. Die Here stuur jou vanmôre. Bid dit vir jou in Jesus se naam. Amen.